Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net ons hoofde saam in gebed. Here, mag die lig van die woord vandag op ons elkeen se voete skyn. Amen. Paulus sê in 1 Korintiërs 7 vers 1: Ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Die dinge wat hy dan in hoofstuk 7 verder hanteer het, almal iets in gemeen. Dit gaan oor die spanning wat jou lewensomstandighede skep, omdat jy voel dat van dit in stryd is met die feit dat jy nou aan God in Christus behoort. Of jy kan dalk voel dat sekere keuses as Christen meer edel sou wees as ander. Ons stel hierdie spanning byvoorbeeld op as Paulus sê in vers 17, verder moet elkeen in die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. So ook in vers 24, broers, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. Die eerste saak wat Paulus dan hanteer, gaan oor die feit om celibaat te leef. Dit is om ongetrou te wees op grond van jou eie keuse. En hieroor sê hy in vers 1 en 2, dit is goed vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe. Maar, weens die gevare van onsedelikheid, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Om celibaat te leef was 'n hoogs aangeskrewe lewenstyl in sommige kringe. Dit was as te ware verstaan as 'n wyse en 'n edel besluit van suiwer toewyding aan God of enige saak in die lewe. In die beginsel van wysheid wat Paulus duidelik maak, is om eerder weg te vlug van 'n edel lewenswyse wat jou potensieel in ander versoekings kan bring en tot 'n val sou bring. Dit is 'n besonder wys vir 'n persoon wat nie beheer het oor sy of haar eie wil nie. Iets is net wys of edel, wanneer dit jou heilig en onberispelik voor God in Christus hou. As hierdie stand in Christus bedreig word, of selfs 'n uitdaging word op grond van jou keuses, hoe edel dit ook al mag klink, neem dan eerder ander besluite en laat God toe om jou denke te vernuwe. Watter uitdagings hierdie teks op jou hart lê, is nie vir my beskore om te weet nie. Maar luister egter daarna en mag God aan jou die wysheid gee om God gegewe keuses te maak in die lewe. Kom ons bid saam. Here, mag U wysheid elkeen van ons se voetstappe rig. Amen.